Goeiemôre Impak Kerk, familie, vriende en almal wat ingeskakel is. Ons podcast, ons weeklikse podcast saam met my en Colin. En ons praat so 'n bietjie oor die naweek se dienste en hierdie Sondag was ons tema vergifnis. Is dit nie? Nog steeds besig met die sleutels van transformasie. Wat nodig is om 'n transformasie in jou lewe en daar buite in die wêreld te veroorsaak. Ja, ek dink vergifnis, tema van vandag, het 'n baie groter effek op ons eie lewe meer as wat eintlik op ander mense het. Is dit nie? Kyk, kom ons begin met hierdie skrif en dan gaan ek oorgee vir die kenner. Nie uit ervaring uit nie, maar uit teologiese kennis uit. En ek dink ons almal het maar ervaring, ek dink op vergifnis. Kom ons wees eerlik. Ons almal stap maar daai journey met vergifnis. As daar een ding is waarvan ons seker kan wees, ja, dan is dit daai een. Ja, ons almal loop daai toets. Maak nie saak wie ons is, hoe mooi ons lyk nie, jy gaan daai ding deurstap. Nou, Efesiërs 4 skryf Paulus, en hy skryf hier vanaf vers 31, hy sê, raak saam met alle ander slegte dinge ontslaaf van bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar, geef vir mekaar om, vergewe mekaar so God julle vergewe het, op grond van wat Christus gedoen het. Nou net as agtergrond, Paulus skryf nie hierdie vir die wêreld nie, hy skryf hierdie vir die kinders van Here, hy skryf aan die gemeente, hy skryf aan die kerk, en dit is eintlik skrikwekkend dat die leier van 'n kerk, Paulus, daai skrywe moet skryf. Hy skryf vir die kerk, hy sê, julle moet ontslae raak van die bitterheid, van die wraak, van die haat onder mekaar. Wees vriendelik met mekaar. Ou sal dink, dit moet natuurlik wees. Ek dink die siening is dat die oomblik as ek Jesus aangeneem het, en ek hom as my verlosser aanvaar het, dat daai goed net outomaties gaan gebeur. En dit is nie. En dat niemand jou gaan seermaak nie. En dat niemand jou gaan seermaak nie. Ja. Daar gaan ons nou niks met my verder gebeur nie. Ek is toegevou in 'n bubbel en God se beskerming is op ons. Maar ons leef in 'n stikkende wêreld nog steeds. Ons leef in 'n wêreld, die oomblik toe ek hom aangeneem het my gees vernuwe, maar ek het nog sekere gewoontes in my lewe, ek het nog sekere goed wat ek doen, uit my vlees uit my persepsies uit my denke uit, wat ander mense te na gaan kom. En ander mense gaan dieselfde aan my doen. En ek dink dit is 'n misopvatting, 'n wanpersepsie, dat daai goed nooit met my en jou sal gebeur nie. En ek wil bietjie daaraan raak ook, want ek dink baie van die seer, of 'n groot deel, nie al die seer nie, maar kan ons vandag speel oor baie van die seer wat mense het, is as gevolg van ander Christene. Of dit 'n familie is, of besigheid ouens is, of vriende, dis altyd daai, ja, maar hy was 'n Christen. En die realiteit is, die kerk van die Here, die liggaam, die kerk, want dan ons dink as iemand kerk toe kom, is hy outomaties 'n Christen. Ja. Weet, as jy hom Sondag in die kerk sien, neem jy aan, hy is 'n Christen. Maar die realiteit is, die kerk is 'n plek vol stikkende mense, want as hulle nie stikkend was, het hulle nie kerk nodig gehad nie. En dis 'n persepsie wat ons het. Ons dink net die perfekte mense kom kerk toe. So as iemand jou seer maak, het ons die opinie dat dit eintlik 'n perfekte ou is wat my seer gemaak het. Daarom is dit nie ook dalk rede hoekom ons met vergifnis sukkel nie. Want ons verwagting is ander. Ja. Ons verwag dat, maar daai ou weet dan wat die waarheid is. Hoe kan hy? Hoe durf hy? En dan is die vraag altyd wat ons miskien vir onsself moet vra is, maar het ek dan in my lewe nog nooit iemand seer gemaak nie? Kan daai persoon nie dieselfde van my sê en sê maar hoorie? En ek dink God vra vir ons dieselfde, net soos wat Jesus ons vergewe, die enigste een wat nog nooit enige sonde gepleeg het nie. Dis Jesus. As hy daai sonde kan vergewe, dan sê vir ons wat feilbaar is, ons wat almal foute het, verdien ons dit nie, of nie verdien nie, is dit nie die regte ding om ander te vergewe, ons wat self feilbaar is nie. Maar, nou sê, ons ken die storie waar die disippels met Jesus gaan praat, en hy sê vir hulle 70 maal 7, ons ken daai konsep, en hy sê dit elke dag. Ja. Doen nog daai, so party mense sukkel om een persoon in hulle lewenstyd te vergewe. Ja. Dis eintlik net skrikwekkend as ons regtig ek wil amper sê die verwagting wat die Here op ons sit om te vergewe, in konteks sien. Nou daai 70 maal 7 is 'n interessante stelling in die woord, waar hy eintlik nie sê 70 maal 7, want ek sien van die ouens sit al klaar en haal daai calculator uit. 490. En as ons by 491 gekom het, sorry Pel,
Is nou klaar met jou. Jesus, die woord het gesê. Dis net soveel. En dis nie wat dit beteken nie. Die woord werk met numerologie, met getalle. 7 maal 7 maal 10 is 7 maal 70. En daardie praat van die getalle van perfektheid en van volmaaktheid. Jy weet, as 'n kind gebore word, dan kyk ons mos altyd eers hoeveel vingers, hoeveel tone, en dan sê ons, hy is perfek, hy is volmaak. So hoe sê Jesus moet ons vergewe? Ons moet vergewe soos hy vergewe. Perfek, volmaak. En dis wat Efesiërs Paulus sê, soos wat Christus ons vergewe en ons kan vergewe. Dit sluit aan by die Onse Vader. Ja. Vergeef ons skuldenaars, soos wat ons skuldenaars vergewe. So, ons moet altyd, ons vergifnis word altyd in lyn gebring met God se vlak van vergifnis. En ek dink dis die uitdaging. En nou kom die vraag is, en kom ons vra nou die vraag, kom ek gaan jou nou vra as die geleerde, in terme van vergifnis, what's the secret? Ja, dit is nie noodwendig maklik nie. En tog is dit so eenvoudig. As dit maklik was, dink ek het niemand daarmee gesukkel. Het ons almal dit reg gekry. Aan die einde van die dag dink ek dit kom terug na om die liefde van Christus te verstaan, om sy aanvaarding vir ons te verstaan en te weet dat ons almal sit eintlik in presies dieselfde boot. Ek het al foute gemaak, jy het al foute gemaak. Ons verwag vergifnis na ons toe. Daar's hierdie konsep van in die woord. Nou in Afrikaans het ons een gewoord vir genade. Want die woord is daar twee verskillende. Daar's mercy en daar's grace. En mercy beteken om nie te ontvang dit wat ons wel verdien nie. Ons almal verdien om nie vergewe te word nie. Ons verdien nie dit nie, maar om wel die vergifnis te ontvang. En grace beteken om te ontvang dit wat ons nie verdien nie, sy goedheid. Maar dan sal 'n derde konsep ook wat praat van justice, né? Kryf jy. Wat ons like. Ons like daai een, of ons wil dit sien. As dit aan die kant toe is. Hierdie kant toe wil ons grace en mercy hê, ons wil genade hê. As ons die fout gemaak het en ander seer gemaak het, ander nagekom het, wil ons graag hê dat mense ons moet oor die hoof sien. Maar laat iemand anders my nou te nakom, dan wil ons justice hê. 100%. En hier kom my vraag, in Johannes 3 vers 16, sê, want so lief, God se vergifnis, of Jesus se vergifnis het begin uit 'n bron van liefde. Kan ek sê, sy vergifnis, kom ons gaan na persoon, kom ons gaan na jou kinders toe, my kind toe. Hoeveel keer moes jy al vergewe gedoen het? Moenie dat miskien probeer doen nie, dis normaal, dis jou kind. Ja. En omdat dit jou kind is uit liefde uit, ja, ek wil amper die vergifnis kom natuurlik. Ja. Hoekom? Want daar's 'n bron van liefde wat God in jou geplant het, ons van jou kinders. So die bron van vergifnis sal altyd uit liefde uitkom. Ja. Want so lief het God my gehad en my kon vergewe. Nee, is nie so nie? Nou kom ons gaan gou 1 Korintiërs 13 doen. Dis nou dalk heeltemal 'n ander aanslag. Ek nou gelukkig die skrif gesoek. Dalk heeltemal 'n ander aanslag op vergifnis, maar kyk wat sê, as ons sê liefde is die bron van Jesus se vergifnis vir ons, moet liefde ook ons bron wees, né? Ja. Nou sê 1 Korintiërs 13, kyk hoe ernstig is hy sê. As jy sou die tale van mense engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of lydende simbaal geword. Sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimnisse weet, al die kennis, al sou ek die geloof hê, sodat ek berge kon versit, ek nie liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Jo. As sou ek my goed uitdeel, dan sou ek my liggaam oorgee verbrand te word, ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Dan kom hy, sê die liefde is lankmoedig. Ja. Dan hoor dit is okay as iemand droog, maar ek gaan regkom. En vriendelik. Is dit een van die eerste dinge wat met onvergifnis weggeraak is. Ons iemand sukkel om te vergewe, is eerste ding wat ons verloor is ons vriendelikheid. Ja. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Die liefde is nie opgeblaas nie. Ek hou van daai woord. Dis kom ek die 33 vertaling nou gesoek het, want opgeblaas sê vir my so mooi. As jy in iemand se teenwoordigheid kom wat jy sukkel om te vergewe, is jy gewoonlik opgeblaas. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. En ek het hierdie week 'n ding as nie luister en dit was eintlik wat hierdie Jakes gesê het Sondag. Hy sê for unity someone has to give up his preference. Vir 'n eenheid moet iemand sy persoonlike voorkeure een kant sit.
En hierdie is presies wat 1 Korintiërs 13 sê. Hy sê, soek nie sy eie belang nie. Vergifnis soek nie sy eie belang nie. Dit beteken ek vergeef jou al het ek die geveg verloor. Ja. Al is ek te nagekom, ek wil graag nie te nagekom wees. Ek dink dis almal se preference. Maar vergifnis sê ek is bereid om, al is ek te nagekom, is die eenheid vir my belangriker, liefde vir my belangriker. Want as uit die bron van liefde uit, as ek nie liefde het nie, gaan ek hierdie nie kan doen nie. Ja. Word nie verbitter nie. Meeste mense met onvergifnis loop verbitterd rond. Reken nie kwaad nie toe nie. Justice. Is nie bly oor die ongeregtigheid, maar is bly saam met die waarheid. Nou sê vers 7, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, en ek hou van hierdie ene, verdra alles. Die vergifnis is eintlik, die bron van vergifnis is liefde. As jy iemand wil vergewe, nou ek weet hierdie klink so eenvoudig, en ons weet dit is nie. Maar as jy wil iemand vergewe, hoe lyk jou liefde? Begin weer 'n liefde ontwikkel. Ja. Nou, die woord praat ook vir ons van daar's verskillende tipes liefde. En die liefde waarvan hy hier praat, is goddelike liefde, God se vlak van liefde. 1 Johannes 4 sê, God is liefde. So daai liefde van God in ons moet hierdie kan bewerkstellig. Nou wil ek amper sê, sonder God in my, en my verhouding met God, gaan hierdie verskriklik moeilik wees om te doen. As die Here jou nie help nie, gaan jy faal. Gaan jy val. Want menslike liefde gaan jou net so ver vat. Ja. Is dit nie so nie? Ja. Hoeveel mense die dag toe hulle getrou het, en ek bedoel niks daarby nie, oor die konteks daarvan, het gedink, hulle liefde sal vir altyd bly. En dan gebeur daar iets, en dan kom hulle agter die menslike liefde, partykeer het die vermoë om op te hou. Ja. Maar God se liefde is never ending. The perfect love. Ja. En sonder die perfekte liefde, sonder om ons harte oop te maak vir die perfekte liefde van God, sal ons dit nooit kan doen nie. Ons nooit mense kan vergewe nie. Verseker. Ja, wat sê ons? Dis die uitdaging. Om ons harte oop te maak vir God se liefde. Beskerm Om te jou begin hart by ons. Ja. bo alle dinge, sê Spreuke, sê Salomo. Ja. Bo alle dinge. Nee, David. Kan nie onthou nie. Beskerm jou hart bo Spreuke. alle dinge. Ja. Sodat, Daaruit is die oorsprong van die lewe. daar's hy. Die liefde. Die liefde, liefde, liefde. Dis die kern van die evangelie. Ons kan niks doen as ons nie gevlat word met die liefde van Jesus. Liefde van die Vader. En dit moet altyd ons bron wees. En hier is dalk 'n goeie toetsing. Daai persoon wat jy sukkel om te vergewe, hoe lief het God daai persoon? Ja. En om Daar- daai persoon te sien in dieselfde, met dieselfde oë. Is dit moontlik om dit te doen? As ek nie in God is nie, gaan ek dit nie kan regkry. Presies. Presies. Om God se oë te kry vir 'n persoon, vir 'n situasie. Kyk, en baie mense sit dalk nou en sê, maar jy weet nie wat hulle aan my gedoen het nie. That's true. Ons was nie daar gewees nie. Ja. Maar ons het deur ons eie goed gegaan. Ja. En jy was nie daar gewees nie. En aan die einde van die dag gaan dit nie oor wat hulle gedoen het, wat hulle nie gedoen het nie. Maar die feit van hoe ek respond het teenoor dit, Ja. en dit wat ek in my hart en my lewe toegelaat het, toe dit gebeur het. En of ek die Here gaan toelaat om daai ding deur te werk. En deur te werk, soos ek hom soek, soos ek hom benader. Om sy hart vir daai persoon terug te kry. Dis die kern. Ek dink vergifnis begin by die hart. Ja. Begin ons hart weer gevul te kry en op die plek te kry waar ons in Christus se liefde verstaan, insien en begryp vir elkeen wat ons mee sukkel om te vergewe. En hier staak stap 1 in jou journey tot vergifnis. Herinner jouself of sien jy jouself of vra die Here om jou te wys hoe lief hy daai persoon wat jy sukkel om te vergewe. Want hy het almal lief. Almal. En dalk as jy daai hart van God teenoor daai persoon kan sien, sal God jou help om jou hart op daai plek te sit, sodat jy daai vryspraak en vergifnis kan doen. Yes. Amen. Amen. Mag het, ek hoop vandag het jou so 'n bietjie gehelp en jou so 'n bietjie leiding gegee, jou so 'n bietjie geguide en ek sien uit om Sondag weer saam met jou te kuier. Amen. Amen. God bless you.